Het jy nou al ooit in jou lewe gedink dat iemand vir jou kan sê jy's geseënd en gelukkig omdat jy hartseer is? Maar dis wat Jesus doen. In hierdie saligspreking wat ons vandag na kyk, sê Jesus jy's baie geseënd as jy treur. Maar dit maak nie regtig sin nie, nê. Ons gaan 'n bietjie kyk na wat Paulus sê en dan gaan ons so 2 voorbeelde uit die Bybel behandel. Net so ter inleiding vir wat julle later gaan bespreek. In 2 Korintiërs 7 vers 10 praat Paulus juis oor hierdie droefheid, wat 2 verskillende soorte droefheid eintlik is. Hy sê daar's droefheid volgens die wil van God, wat tot bekering lei. Hy sê en daaroor was niemand nog ooit jammer nie. En daarteenoor is daar droefheid uit wêreldse oorwegings, maar dit bring die dood. Ons gaan na 2 disippels van die Here Jesus kyk en hierdie 2 verskillende soorte droefheid bietjie van nader bekyk. Die eerste een wat ek julle van net aan wil herinner is Judas. In Matteus 26 vers 14 lees ons: Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê: Wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. Van toe af was hy op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Nou ons ken die res van die verhaal. Ons weet hoe dat na die Pasga, nadat Judas aangesit het en dat hy vir Jesus toe verraai het. Maar ek wil graag vir julle ook lees vers 47. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12 daaraan, en saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, Goeiemôre Rabbi, en hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Wat was die uiteinde van Judas se droefheid en Judas se lewe? Ons weet dat hy berou gehad het, want in die begin van hoofstuk 27 lees ons hoe dat hy teruggegaan het aan die priesterhoofde toe, hoe dat hy vir hulle gesê het, hy spyt, hy is bedroef, hy het die 30 silwer muntstukke vir hulle teruggegee, en dan lees ons Judas se belydenis, ek het gesondig, ek het 'n onskuldige man verraai. Maar hulle antwoord hom, wat het dit met ons te doen? Dit is jou saak. Judas het die geld in die tempel ingegooi, weggehardloop en homself opgehang. Ek dink dis hierdie droefheid waarvan Paulus praat, wat uit wêreldse oorwegings en miskien uit skuldgevoelens kom en wat tot die dood lei. Die ander disipel wat ook deur 'n tyd van droefheid gegaan het, dit weet ons natuurlik is Petrus. Nou, julle ken Petrus se verhaal, hoe dat Petrus die disipel was wat nader gesluip het om te kyk wat met Jesus gebeur tydens sy verhoor, en hoe dat hy 3 keer ontken het dat hy Jesus ken. Hy vloek op 'n stadium en sê, ek ken die man nie. En dan kraai die haan. En wat lees ons? Ons lees, en op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Ek dink Jesus sou vir Petrus op daardie stadium kon sê, geseënd is jy omdat jy treur. Dit is moeilik om te dink dat hartseer 'n seën kan inhou. En daar's natuurlik nog hartseer en droefheid wanneer 'n mens deur pyn gaan, deur verlies, en dan wil 'n mens nie hoor dat jy geseënd is nie. Maar luister vanaand dat die Here vir ons sê, die wat treur is geseënd. Ek dink ons moet net probeer seker maak watter soort droefheid ervaar ons. Is dit droefheid wat tot bekering kan lei, of droefheid wat ons nader aan die Here kan bring, of is dit droefheid uit wêreldse oorwegings, droefheid wat skadelik is en wat dalk selfs tot die dood kan lei. Kom ek sluit af deur vir julle net te lees wat iemand geskryf het, die verskil is tussen wêreldse droefheid en kom ons sê heilige droefheid. Wêreldse droefheid laat jou sleg voel. Dit kom gewoonlik nadat jy uitgevang is dat jy iets verkeerd gedoen het. Dit gaan gepaard met skuldgevoelens. Dit lei tot
selfverwyd en straf, en dit kan uiteindelik tot verwydering met God lei en selfs die dood. Maar hierdie geseënde droefheid, daar is pyn vir 'n rede, maar dit is ook tydelik. Dit bring baie keer bekering of selfs jou net nader aan die Here. Dit kan jou oortuig van sonde, dit kan soos Petrus jou tot 'n bitterlike huil bring, maar 'n belydenis. Ons weet dat Jesus vir Petrus 3 keer daarna van sy liefde verseker het. Dit lei jou na Jesus toe. Hierdie heilige droefheid lei tot redding en vrede met God. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan hoor uit U mond dat selfs droefheid vir ons seën inhou. As dit die soort droefheid is wat van U afkom, wil U vanaand met elkeen wees wat hartseer is. Elkeen wat treur. En hulle laat verstaan deur U Heilige Gees, o Trooster, dat hulle geseënd is, dat hulle eintlik gelukkig is. Ons bid dit in Jesus se naam.